Vader, dat ons net kan kom en sê, laat U wil geskied. Let your will be done here on earth as you decide there in heaven. Dankie Jesus vir U Heilige Gees in ons, hier teenwoordig. Dat U Gees hierdie woord nou gaan oopbreek en U ons verder gaan vorm en dat ons verhouding met U verder intiem gaan word. Help to live us in an intimate relationship with the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, that You will come and anoint us today, that it won't be us, but You, O Lord. Kom, O Here, en praat ons op 'n eenvoudige manier, dat hierdie woord permanent in ons binneste gestoor sal word. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ek dink ons almal weet dit is vandag Moedersdag. En ek het so met die Here gepraat en raad gevra oor, wat sê jy nou oor Moedersdag? En ek sê, naderend vir Karin, ek het nie meer nie. Die Here bring my skrif toe hy op pad is buite die stad om gekruisig te word. En ek kom daar teë in die Gees, dat selfs in die moeilikste tyd was Jesus besorg oor sy ma. Hy is popel en pers, geskoppe geslaan, gemartel, gegeesel. En hy is bekommer oor sy ma. En ek besef, liefde en sorg was nog altyd belangrik vir ons Here Jesus Christus / God die Vader. Selfs hy besluit wat God is, dat dit noodsaaklik was, dat daar 'n Maria moet wees, wat hy wil gebruik, sodat sy seun, wat die seun van God is, hier op aarde, mens kan word, en so kan deel raak as Immanuel met ons. Besef jy, kan op enige ander manier besluit, dit moet so wees. Picture dit, die volgende oomblik daar in Bethlehem, hier staan 'n 30-jarige man, Jesus. En hy sê, ek is die seun van God. En die hele geboorte en die hele swangerskap wat Maria beleef het, is uitgesny. Jy verstaan, niks is onmoontlik vir God die Vader. Hy kon laat Jesus verskyn as 'n jong volwasse man en sê, jy sal oor 5 dae gekruisig. En dan was Maria nooit in die prent. Maar hy gebruik Maria, luister mooi, 'n tiener meisie, wat 'n maagd is, en onervare is, 'n Virgin Mary, en hy besluit, jy gaan maak word. Is dit nie ironies nie? Die ouer vrou sal sê, nou wat weet sy elk geval van ma wees? Weet sy wat vir haar voorlê in hierdie swangerskap? Nee. Ons is mos so gewens. En is stemsaam. Ons moet besef, God soek geroepenes wat antwoord en reageer. Ek dink die een oomblik het Maria gesê, ag nee, dankie. Ek het ander planne.
Ons is sopas verloof. Ek nou swanger word, gaan soek iemand anders. Jy sien, God maak die onbekwames bekwaam. En hy bekragtig hulle om dit deur te voer wat wel moet geskied. Ek dink jy het nou 'n goeie agtergrondprentjie oor hoe God voel oor moederskap en dit in die begin, né? Julle praat van soveel weke swanger en dan ja, nee, dit was die 18de week. Ek verstaan nie goed glad nie, maar ek is bly ek was dit daar. Daar's iets wat ek wil hê, ek en jy moet uitdra. Dis nie wat ons is geroepen is, ons is disippels, ons is uitgestuurdes. En ek wil hê met blaai na Psalm 27. Hierdie teksgedeelte kom 'n lang pad met. Want ek sal nie kan sê dat ek en my ma hierdie awesome verhouding gehad het. Ek het net ook so 'n bietjie gesukkel. Dit was vir haar volksvreemd. In Psalm 27 vers 10 skryf Dawid: Selfs al verlaat my vader en my moeder my, die Here sal my aanneem. Dis nou in die 2020, né? Maar hier in die New King James Bible staan daar: When my father and my mother forsake me. Wat sal dit nou beteken? Soos aan jy so skerp in die Engels, forsake beteken verlaat, agterweë laat, verwaarloos. Wat is dit in Sesotho, Dennis? Thrown away. Rejected. Dit raak nou baie erg, né? Kom ons stop nou net eers daar. Dan staan daar: Then the Lord will take care of me. You understand that? When your mother decided you're not good enough anymore, God will take care of you. Amen. Opa sê amen. Dis so belangrik dat ons hierdie in konteks moet besef. God is 'n God wat omgee. Dis nice om te weet. Jy moet nou sê, dankie Jesus. Nog steeds niks. Dankie Jesus. Dankie Jesus dat jy deel is van die goddelike drie-eenheid wat omgee. Besef jy dat Jesus begin leer het en gesê, as jy bid jy, Onse Vader wat in die hemel is. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Daar's 'n verhouding van ouerskap tot ons. Is dit nie amazing nie? Sê ja. As die minister. Dankie. Is die Hebreërs 2 is vir my 'n awesome skrif. So kom ons blaai na Hebrew 2. Ja, wel jy leer om. Hebrew 2. Sê vir my is blaai Hebrew 2. Hierdie moet jy spoeg, plak, merk, lipstifie, maak nie saak wat nie. Jy mag nie hierdie skrif lig ag nie. Jy mag nie. Hierdie skrif het my so geboost en gelig en gemotiveer en bekwaam gemaak het ek gesê, dankie Jesus dat jy met my bemoeienis gemaak het. Vanaf vers 5, daar staan in my Bybel se opskrif, Jesus, broer van mense. Engels praat van son made lower than angels.
Dis nie waar het gaan. Engeltjies is daar. Maar luister hier. Hy sê die volgende, want hy het die komende wêreld waarvan ons praat, nie aan engele onderwerp nie, maar iewers het iemand dit duidelik uitgedruk en bevestig. Hier's 'n paar punte. Wat is die mens dat u aan hom dink? Of die mensekind dat u na hom omsien? It's a caring God. Omsien is, hy gee om. Jy moet kan uitgaan vandag en gaan sê daar buite, jy dink die mense gee nie om nie, maar weet wat, God gee om vir jou. Hier staan, u het hom vir 'n kort rukkie minder as engele gemaak en hom met heerlikheid en eer gekroon. Hy praat hier van wat met Jesus gebeur het, die Seun van God. God het hom met eer bekroon. U het alles onder sy voete gestel. Ek het net gepraat oor God se wil en die demoniese magte en demoniese krag en Satan en alles. Dis onder sy voete. Deur alles en aan hom te onderwerp, het hy immers niks oorgeslaan wie nie aan hom onderwerp is nie. Weet jy hoekom? Want hy gee vir jou om. God het besluit, alles sal ondergeskik wees aan Jesus, want hy gee vir jou om. Kan jy dink as hy nie omgegee het nie, hoe kon die demoniese magte jou lewe opgeduiwel? Hier staan, nou sien ons egter nog nie dat alles aan hom onderwerp is nie. Ek en jy het al vir mekaar gesê, nou wat is nou aan die gang? Die duiwel is los, sê ons. Ons gee hom die gap om los te wees. Ja, dit is so. Vers 9 sê, maar ons sien Jesus met heerlikheid en eer gekroon. Hy wat deur sy lyding tot in die dood vir 'n kort rukkie minder as die engele gemaak is, sodat hy deur God se genade ter wille van almal die dood sou ervaar. Hy gee om, daarom het hy vir ons sondes kom sterf. He's a caring God. Hy gaan verder, hy sê, dit was immers gepas dat hy vir ons deur wie alles bestaan, ten einde baie kinders tot heerlikheid sou lei. Hoekom? Wil jy met jou brek? Nee, hy gee om vir jou. He wants you to experience His glory. Because He cares for you. Vers 11 sê, want sowel hy wat heilig gemaak, as hulle wat heilig gemaak word, is almal uiteen. Hy bring 'n eenheid. En hy sê, om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Ek wil jy moet vandag nooit vergeet, jy het 'n broer wat die seun van God is. Is dit nie amazing? Het jy al ooit daar uitgestap en gesê, jy ken my nie, maar wie wat? Ek het 'n broer, en hy is die seun van God. Ek dink, jy gaan daai persoon werk, hy gaan nooit vir dieselfde wees. En hy sê vir jou vra, hoe weet jy dit te sê? Die Gees, maak ek in my binne wakker, maar dit staan in die woord wat die waarheid is in Hebreë 2. En dan wanneer hy sê, dis God, dis Jesus, ek sal u naam aan my broers verkondig
in die byeenkoms. Hallo! Waar in die byeenkoms? Dis wat hier plaasvind. Ons het by mekaar gekom volgens in hierdie byeenkoms wat 10:00 begin het. Dis waar jy dit verkondig. Nooi die mense en sê, kom luister bietjie, wat het my broer my geleer? Hallo, is dit nie nice nie? Het jy al iemand genooi gesê, my broer gaan Sondag 10:00 met ons praat, uit sy woord uit. Totaal ander mindset, né? Ek wil vra maar, wie se broer? Is hy gekwalifiseer? Waar het hy studeer? In die troonsaal van God. Hy is die waarheid. Hy is alwetend. En hy sê, by daai byeenkoms sal ek u lof besing. En wat? Daai ek is in die hoofletter. As die praise and worship nou nie so wafels was. Wees verseker, Jesus was hier en hy het saam met ons gelofprys en gaan bid. Hy was deel van die praise and worship. Hoop is vir jou bemoediging. En daarom staan daar, en ook, ek sal my vertroue steeds in hom stel, hoofletter. Jesus sê, ek sal my vertroue in hom, wat die Vader stel. En ook, sien, dan kom nog 'n boodskap nie. Kyk, hier is ek, hoofletter, ek in die hoofletter, en die kinders, wat God my gegee het. Hy sê, ons moet by byeenkomste by mekaar kom, saam met hom. En dan sê hy vir God die Vader, Vader, hier is ek en hulle. Wat meer wil jy? En hy praat verder hier. Hy praat verder hier van sy kinders, aangesien die kinders dan aan vlees en bloed deel het. Hy sê, hy weet, hierdie geskapenes is vlees en bloed, né? Het hy besluit, ek gaan ook in hierdie gedaante kom. Why? He's a caring God. Hy gee om vir ons in vlees en bloed. Hy sê ek wil ook so wees. Sodat hy deur sy dood, die een wat die dood mag hê, die duiwel kragteloos kan maak. Why? 1, 2, 3. He's a caring God. Hy gee om. Verstaan mooi, is die seun van God. Hy is God. Orals. En hy sê, ek gaan vlees en bloed word, sodat hierdie kinders van hom bevry kan word van die dood. Hy sê, hy, met 'n hoofletter, hulle wat uit vrees vir die dood, hulle lewe lank in slawerny verkeer, kon bevry. Hy wil jou vrymaak van worries. Sê nou net, ek gaan dood. What will happen if I die? It's been taken care of. Hy sê, vers 17, daarom moes hy in elke opsig gelyk word aan sy broers. Jesus het gelyk geword aan ons wat sy broers is en susters is, sodat hy 'n barmhartige en 'n getroue hoëpriester kon word. Het jy gehoor? News 24 sê,
En die Israeliete het nou weer vir jare lang 'n hoëpriester aangestel. Intussen is daar lankal weer een. En hy is in die troonsaal by die Vader. Maar hierdie hoëpriester wat hier op aarde die verlossing kom doen het en gekruisig is en gelig is en geoffer is as hierdie versoeningsoffer vir al die sondes, toe in die troonsaal aankom, toe sy hoëpriester. Hy was die offer en so het hy die hoëpriester geword. Ek het nog nooit gehoor in die Ou Testament dat dit met die ou hoëpriesters gebeur het nie. Ook nie in sekere denominasies waar hoëpriesters is. Hulle balsam hom, hulle sit hom daar in die tempel. Is daar nooit daar uitkom. Vers 18 sluit hy af, hy sê, want omdat hy self gelei het, Jesus, omdat hy self wat Jesus is gelei het, toe hy versoek is. Waar is ons nou? Ons is nou in die woestynse tyd van Jesus. Hy is gedoop deur Johannes. Toe sê die Heilige Gees, gaan woestyn toe. Dat jy kan ondervinding hê as die duiwel jou boeties en sissies gaan versoek. Nou kom ek op 'n baie serieus punt. Hy sê want omdat hy self gelei het toe hy versoek is hy in staat om die wat versoek word te help. Oeps. Pastoor, die duiwel is so los, ek weet nie meer pragtig wat om te maak. Slaan die kop na die berg en sê, Here, ek weet waar my hulp vandaan gaan kom. Jesus sê die t-shirt, baie speksie. Hy het ondervinding. Hy weet. Vir 40 dae en nagte was hy in die woestyn. En hy is vir 40 dae en nagte deur die duiwel versoek. Dink jy het experience? Ja. Nou vra hom dan. Moenie my kom vra nie. As jy net vir jou sê, gaan knieë toe. Gaan net met die knieë toe. Hier hang 'n ding oor my en jou. Ons het die Jesus Christus. Ons het 'n seun van God. Die Messias. Ons broer. En hy gee hom. Nee? Ons het nou mooi geleer. Hy gee hom. Maar ongelukkig het hy hier in Matteus 25 geskryf. En toe besluit hulle gaan dit noem profetiese rede tot skeiding by die oordeel. Hoekom? Want hy gee om. Hy sê so vers 31, wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy glansrykende troon gaan sit. Al die nasies sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal hulle van mekaar skei soos 'n herder skape en bokke skei. Die skape sal hy aan sy regterhand. Staan julle in my posisie. Regterkant. Volg Jesus. Die duiwel maar net aan. Is soos 'n bok.
skape en die bokke skei die skape aan sy regterhand laat staan en die bokke aan sy linkerhand. Dan sal die koning vir die aan sy regterhand sê, julle geseëndes van die Vader, kom beerwe die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die aarde af. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my as 'n gas verwelkom. En ek was nakend en julle het my geklee. En ek was siek en julle het my versorg. En ek was in die tronk en julle het my besoek. Hy gee om. Hy het nie iets uitgesoek om jou te ketasa of om jou te straf of om jou te veroordeel nie. Inteendeel, hy het sy seun gebring om vir jou te demonstreer dat hy omgee. En hy het gesê, hierdie omgee gees en hart, wat in Jesus is, die dag as jy jou bekeer en hom volg, gee ek jou daai omgee gees, daai omgee hart. Wat gaan met jou aan dan? Jy het nou die omgee hart gekry, jy het die omgee gees gekry, en jy duiwel nog steeds agter hom aan. Hy sê in vers 37, dan sal die regverdiges hom antwoord, Here, wanneer het ons u ooit honger gesien en gevoed of dors en iets te drink gegee? En wanneer het ons u ooit 'n vreemdeling gesien en as 'n gas verwelkom of nakend en u geklee? Sien dit met hom. En wanneer het ons u siek of in die tronk gesien en u besoek? Maar die koning sal vir hulle sê, Amen. Ek sê vir julle wat julle ook al vir die een van hierdie geringstes van die broers en susters van my gedoen het julle aan my gedoen. Verstaan jy, God kom roep ons vir 'n doel en 'n taak. Dan sal hy vir die een aan sy linkerhand sê, gaan weg van my af, julle vervloektes, in die ewige vuur, wat gereed gemaak is vir die duiwel en sy engele, want ek was honger en julle het my nie iets gegee nie, en ek was dors en ek het kos nodig gehad en julle het my nie versorg nie, ek was 'n vreemdeling en julle het my nie as 'n gas verwelkom nie, nakend en julle het my nie geklee nie, siek in die tronk en julle het my nie besoek nie. Dan sê hulle antwoord, Here, wanneer het ons ooit u honger gesien? Jy sien, hulle is net so dom. Nee, weet jy wat? Hulle weet hulle is in die knotte. Hulle is so diep in die moeilikheid. Hy sê weer vir hulle, dan sê hy vir hulle sê, Amen. Ek sê vir julle, wat julle vir die een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle ook nie aan my gedoen nie. Hierdie mense sal weggaan na die ewige straf, hel, maar die regverdiges sal die ewige lewe hê. Opgee Jesus. Wat wil jy meer hê? Ek dink, ek moet dit tog maar vir jou lees. Matteus 9. Die kruisiging van Jesus staan hier as 'n opskrif. Vers 26. Toe sê Jesus vir die wat sy moeder was, as ook die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir die moeder, vrou, kyk, daar is u seun. En hy sê vir die disipel, kyk, daar is jou moeder. En van daardie oomblik het die disipel haar by sy huis ingeneem. Moedersdag. Ek kan nou net sê, dis spyt ek is nie 'n moeder, want iemand my ingeneem, my gevoer het vandag.
dink as ons hierdie saamvat, kan ons sê, hy gee reg om. Maar buiten dit alles, hy gee so om, my besef, hy besef, sy ma het versorging nodig. Ek wonder waar was Josef, sy pa. Dis net vir 'n ander dag. Maar dit het by my opgekom. Was Josef daar? Weet jy, dit maak nie saak nie. Want dit gaan vir Jesus oor verwantskap. Jy sien, ek en jy raak eventueel deel van die gesin van God. Ons is boeties en sissies. Margriet, jy is my sissie. Valerie, jy is my sissie. Ernest, you my brother. Ons moet so besorg wees oor mekaar. Kom dat die Here vir ons change op hierdie Moedersdag met 'n nuwe uitkyk. Want ek sê vandag vir jou, die tyd is min. Daar staan geskrywe in die boek Openbaring, wanneer die volk Israel omring is deur oorlog, gaan die bassein blaas. En hy gaan sy kerk oopmaak. Dis China, dis Turkye, dis Irak, dis Pakistan. Daar's oorlog reg rondom Israel. Hoe ryk is dit nie? Hy sê daar sal aardbewings wees, daar sal haalstorms wees. Dit bewe en dit skud en jy sien net haalkorrels trek. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus Christus dat ons vandag kan kom en sê, Here, ons is jammer. Ons is so jammer as ons tekortskiet aan hierdie vereiste wat U daar gestel het, sodat ons U broers en susters genoem kan word. Daardie behoefte wat U het om te kan omgee. Daardie behoefte wat U as 'n karaktertrek het, you are a caring God. Dankie Hemelse Vader, dat ons hierdie dinge van U kan bid en sê, Gees van God, kom help ons. Want dit staan so in die woord. Dat die Gees ons verder bekwaam maak en kan voltooid maak as kinders van God. Dankie dat U hierdie boodskap oor hierdie wêreld heen gaan versprei en Here, dat mense gaan verander en tot ander insigte gaan kom in ons Here Jesus Christus naam. Amen.